Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 30ste September 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Polisiesersant in Hof wat kettingsaag gesteel het. Nuushooftrekke vir vandag: Johannesburg Metro ontken dat 4 miljard rand se fondse verdwyn het. Polisiesersant verskyn in Hof wat kettingsaag gesteel het. GPF lid toegesluit vir dronk bestuur. Verskeie ontvoerings vind plaas. Silvervarings wen die Protea dames in netbaltoets. Tristan Norke wen skof in padwetter en fietsry. 'n Sersant van die Johannesburg polisiekantoor in Limpopo is in die sop nadat hy glo kettingsaag gesteel het. 'n Polisiewoordvoerder in Limpopo sê die sersant se inhegtenisneming spruit uit 'n voorval op 15 Maart 2024 toe hy en kollegas routinepatrollies in en om Johannesburg gedoen het. Die polisiebeamptes het langs die pad op die verlate voertuig afgekom. 'n Onbekende aantal kettingsaag is in die motor deur die polisie gevind. Die kettingsaag is vermoedelik gesteel en sou moontlik in misdrywe gebruik word. Die polisiebeamptes het met die motor na die Johannesburg polisiekantoor gery waar die motor en die kettingsaag in 'n polisiestoorplek ingeboek is. Die 51-jarige sersant het glo 2 van die kettingsaag gevat en dit later gaan verkoop. Dit is deur die polisie teruggevind. Die ondersoek na die voorval is van die Johannesburg polisiekantoor na die polisie se provinsiale teenkorrupsie eenheid in Limpopo oorgeplaas. Die dossier is aan die direkteur van die openbare vervolging verwys wat 'n lasbrief by hierdie sersant se inhegtenisneming uitgereik het. Die lasbrief is Vrydag op die polisieserant beteken en hy sal later in die Landdroshof in Saneem verskyn op aanklagtes van diefstal en dwarsboming van die gereg. Beweringe dat 4 miljard rand uit Johannesburg water se sak verdwyn het, is vals, roekeloos en misleidend, soos sê Dara Morero, die burgemeester. Hierdie beweringe wat wyd op sosiale media en in sommige openbare forums gedeel word, is heeltemal ongegrond, roekeloos en skep onnodige paniek onder inwoners en belanghebbendes. Hy vermoed dit spruit uit verwarring oor die gevestigde finansiële praktyk. Daarvolgens word alle munisipaliteite, entiteite soos Johannesburg Water se geld aan die einde van die sakedag na die Metro se hoofrekening oorgeplaas. Morero verduidelik dat hierdie stelsel kontantvloei beter beheer, bankkostes verlaag en ook keer dat groot bedrae nutteloos in afsonderlike rekeninge lê. Die Metro benadruk dat alle transaksies naspeurbaar is en dat entiteite steeds beheer oor hulle eie geld het. Ons veroordeel die doelbewuste verspreiding van waninligting wat die publiek se vertroue in die Metro ondermyn en die aandag aflei van die eintlike werk om basiese dienste aan ons gemeenskappe te lewer, het hy aan 'n media gesê. 'n Lid van die gemeenskapspolisieeringsforum, die GPF in Port Shepstone, is Vrydag aand in boeye geslaan vir dronk bestuur. Boonop het die man glo oor sy hoë profiel gespog en dat hy goeie vriende met 'n polisiekaptein is. Soos hy Siboniso Duma, LER vervoer en menslike nedersettings in KwaZulu-Natal in 'n verklaring. Dit was egter nie rede genoeg om die man uit die polisie se selle te hou nie. Intussen word daar nog tientalle motoriste by die polisiekantoor in Port Shepstone aangekla. Die lid van die plaaslike GPF bly in aanhouding en sal na verwagting in die plaaslike Landdroshof moet verskyn. Die ondersoek na klagte van hoogverraad deur lede van die AfriForum en Solidariteit is nog nie afgehandel nie. Volgens professor Virus Chakalia, waarnemende minister van polisie, sal 'n besluit oor vervolging eers met die voltooiing van die ondersoek geneem word. Chakalia sê die ondersoek raak aan aantuigings van hoogverraad word as prioriteit beskou en die sake word ondersoek deur die gespesialiseerde afdeling van die Valke gemoeid met misdade teen die staat. Die Valke het vroeg in Februarie bekend gemaak dat hulle klagte is van hoogverraad teen AfriForum en Solidariteit ondersoek. Die ondersoek hou verband met politieke partye wat klagtes van hoogverraad teen die AfriForum en Solidariteit by die polisie ingedien het weens die verspreiding van misleidende inligting in Amerika oor die onteieningswette. AfriForum en Solidariteit ontken hierdie beweringe teen hulle. Van begin Januarie tot einde Maart is 4200 ontvoerings landwyd by die polisie aangemeld op grond van mees onlangse misdaadstatistieke wat die polisie op hulle webtuiste geplaas het. Nuwe misdaadstatistieke is nog nie uitgereik nie en weens die politiek oor die skorsing van Senzo Mchunu as minister van polisie nadat luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, aantuigings van korrupsie in die polisie gemaak het. Die Johannesburg Sentraal en Vosloorus polisiekantoor en Ekurhuleni aan die Oosrand het die meeste ontvoerings in die land met 63 elk aangemeld. Baie mense meld nie eers ontvoerings aan nie,
want hulle is te bang dat hulle of hulle familielede weer geteken sal word. Sommige mense betaal ook bloot net die lospryse. Die booswigte word al hoe slimmer en hulle sien dit op sosiale media en sal gou vir jou opspoor. Oud-kolonel Gawie Lourens, wat 26 jaar in die polisie was en nou Bosveld misdaadondersoeke, 'n organisasie sonder winsbejag, bedryf sê die toename in ontvoerings is baie kommerwekkend. Ontvoerings is volgens hom vir boewe 'n maklike manier om geld te maak as misdrywe soos transiete rooftogte of kapings. Volgens die polisie se misdaadstatistieke is daar in 214 ontvoerings landwyd lospryse geëis. Die motief vir 41 ontvoerings was afpersings en 13 ontvoerings het met mensehandel verband gehou. 'n Vermeende booswig is Saterdagoggend vroeg vermoedelik deur sy makkers doodgeskiet toe 'n wag hulle glo betrap het terwyl hulle by 'n skool in Limpopo ingebreek het. Die veiligheidswag het 'n geraas gehoor en gaan ondersoek instel. Volgens hom het hy met 'n ketting in die rigting van die mans geskiet om hulle af te skrik. Die rowers het wild begin terugskiet en in verskillende rigtings laat spander. Die rowers het een van die traliehekke voor 'n deur van die kantoorblok probeer oopbreek, maar hulle kon dit nie oopgekry het nie. Buite die gebou het een van die vermeende rowers op die grond gelê. Hy het 'n skietwond in sy bors gehad. Die veiligheidswag het onmiddellik die polisie ontbied. Die polisie het op 'n patroondorpie afgekom en ook op gereedskap wat vermoedelik gebruik sou word om by die kantoorblok in te breek. Luitenant-generaal Thembi Hadebe, polisiekommissaris in Limpopo, het 'n beroep op die gemeenskap van Ratiwi gedoen om hulle met inligting uit te help. Die man wat doodgeskiet is, sy identiteit is ook nog nie vasgestel nie. Die departement van onderwys in Limpopo het hierdie poging tot inbraak by die skool skerp veroordeel. Verskeie skole in die Taneem omgewing in die Mopani distrik van Limpopo het vanjaar al deur inbrekers deurgeloop. Die standbeeld van oud-president Paul Kruger en 4 boerekrygers op Kerkplein in die middestad van dese week vir die soveelste keer onder vandale deurgeloop. In die jongste voorval is een van die krygers in erfenismaand sy voet kwyt gewees. Die metro versag hierdie uitdaging deur die ontplooiing van veiligheidswagte of metropolisiebeamptes by die betrokke terreine. Intussen het Dr. Dani Langner, besturende direkteur van die FAK, opnuut 'n pleidooi aan die metro gerig met planne om die beeldgroep te red. 'n Bronsewe beeld van Kruger se standbeeld is juis onderweg na Oranje vir ontslape oud-president se 200ste verjaarsdag op 10 Oktober. Daarbenewe stel die FAK voor dat die beelde na die Voortrekker Monument verskuif en met replikas op Kerkplein vervang moet word. Terwyl Venezuela en Amerika vir mekaar knor, is burgers van Venezuela besig om aan militêre oefeninge deel te neem. Amptenare van Amerika sê egter die vloot is as deel van die land se optrede teen dwelmhandel ontplooi. Volgens die Amerikaners het hulle reeds 3 bote vernietig wat glo dwelms vervoer het. Die dwelms was glo na 'n Amerikaanse mark op pad. Daar is minstens 14 mense in hierdie operasie oorlede. President Donald Trump het vroeër vanjaar 'n beloning van $50 miljoen aangebied vir die hegtenisneming van president Nicolás Maduro van Venezuela. Trump beweer Maduro is een van die grootste dwelmhandelaars ter wêreld. Maduro het op sy beurt die Trump-administrasie gekap oor sy oorlogskepe en 4000 soldate wat na die Karibiese See naby Venezuela se gebiedswaters afgestuur is. Die grootste windplaas wat tot dusver in Suid-Afrika beoog word, het vroeër van dese maand omgewingsgoedkeuring gekry. Die Karise windplaas gaan naby Beaufort Wes gebou word en gaan uit 154 windturbines bestaan met 'n kragopwekkingskapasiteit van soveel as 1000 megawatt. Dis genoeg elektrisiteit om die ekwivalent van enigiets tussen 200,000 en 1 miljoen mense se huise van krag te voorsien, afhangend van hoeveel krag elke huishouding verbruik. Karise is die grootste goedgekeurde windplaas in die land sover, danksy die Departement van Bosbou, Visserye en die omgewing se goedkeuring van die projek se omgewingsimpakstudie. Die omgewingsgoedkeuringsproses is leidens 'n verklaring van Hive Energy ingevolge versnelde tydskaal afgehandel, is omdat die projek onder die regering se strategiese infrastruktuur projekte geval het. Elke turbine het 'n kragopwekkingskapasiteit van meer as 6 megawatt. Dit is die grootste windturbines wat tot dusver in Suid-Afrika gebruik sal word. Die Leeu's het Saterdag aan hulle veldtog in die 2026 seisoen van die kompetisie van die VRK op 'n laagtepunt begin deur met 20 teenoor 33 punte teen Cardiff in die Walliese hoofstad vas te val. Teen Cardiff het dinge by meer as een geleentheid nie klop disselboom vir die Leeu's in die lynstaande verloop nie. Die haker Franco Maré het byvoorbeeld 'n slag die bal skeef ingegooi en by 'n ander geleentheid bo oor die lyn staan ook die bal gegooi. Daarby die Leeu's hulle aan 'n paar ongedwonge foute skuldig gemaak. En waar Cardiff goed
en skerp op die aanval vertoon het en 5-3 gedruk het, kan dieselfde nie van die Leeu's gesê word nie. Vroeg in die tweede helfte het die Leeu's se buitesenter Henko van Wyk so byna gaan druk. Die toestande teen die einde het dinge regtig moeilik gemaak vir die Leeu's span, anders as wat die telling aandui, as die Leeu's vir die grootste gedeelte van die wedstryd in die wedloop gewees. Hoewel die eindtelling nie daarop dui nie, was die KwaZulu-Natalers tot in die 69ste minuut nog sterk in die wedloop voordat Jamie Dobie sy 5-punter in 'n straf 3 in die laaste 10 minute die Durbanite se aanslag in die VRK wedstryd gekelder het. Die Haie kon boonop indrukwekkende 7 keer hulle teenstanders se besit omkeer, maar ongelukkig nie genoeg daarmee uitgerig het nie. Die Haie se afronding het veral veel te wense oorgelaat. Glasgow se 15 breekslae en oorheersing in die rolmale is waar die wedstryd uiteindelik gewen is. Rory Dage, flank en ook speler van die wedstryd van Glasgow, het agterna gesê hulle het bereik wat hulle wou. Om 5 punte te kry is 'n wonderlike manier om die seisoen af te skop, het Dage aan die media gesê. Die nuus dat die Stormers Leinster met 35-0 gewen het, sal boonop ook as 'n ekstra motivering vir hierdie Skotse span dien. Beide Leinster, sowel as die Haie, het verlede seisoen bo Glasgow Warriors op die VRK punteleer geëindig. Die Proteas was bitter naby daaraan om net met die tweede oorwinning tot nou toe nog oor die Kiwis in die netbaltoets te behaal. Die Suid-Afrikaners het in die derde toets in Invergall vir 3 kwarte voorgeloop en die Silverfarings moes verbeter terugveg om naalskrap met 57 teenoor 56 punte te wen. In die doodsnikke van 'n pyptoets het Suid-Afrika met 56 teenoor 55 punte voorgeloop en moes net die wendoel gesink het. Wete Ngubane, die hulpdoel, het op die rand van die doelsirkel verkies om die bal terug te speel na Kamogelo Maseko, die aanvallende vleuel. Mary Gordon, verdedigende vleuel, het die bal uit Maseko se hand opgeraap. Sou die telling gelyk gewees het, sou by opkomende tyd gespeel moes word. Die Silverfarings het sodoende die reeks om die Tiani Jamieson trofee met 3-0 van die Proteas gewen. Kanyiso Tshawane, die Suid-Afrikaanse kaptein, het in haar 100ste toets gespeel. Haar span se vertoning was 'n reuse verbetering op die eerste toets in Auckland. 'n Oorwinning vroeër van dese maand in die Karoo to Coast wedren oor 95 km van Uniondale oor die Prins Alfred Pass na Knysna en 'n roete rekord. Tristan Nortje se wentyd van 2 ure, 56 minute en 51 sekondes was 3 minute en 40 sekondes vinniger as die rekord wat hy in 2024 behaal het. Van jare het ek teruggegaan, maar met my gryspadfiets om dinge uit te toets en uit te vind wat werk en wat nie werk voordat ons later vanjaar die gravel bin doen. Dit was baie lekker om 'n eerste persoon te wees wat dit onder 3 ure vermag het en dit nogal op my verjaarsdag, het Nortje aan die media gesê. Toyota het onlangs sy gewig agter Nortje se Wellington se span en Buko Champ ingegooi omdat die span in Toyota Specialized albei op Specialized fietsse deelgeneem het. Was dit vir Nortje in Statement moontlik om kragte saam te snoer. Die Rooi Rose uit Kanada, Saterdag in die Wêreldbeker vroue wedstryd met 33-13 op die volgepakte Twickenham Stadion in Londen gewen. Dit is die derde keer dat hulle die titel kon verower het. Die ander kere was in 1994 en 2014. Die Engelse het al by 6 geleenthede in 'n Wêreldbeker eindstryd vasgeval wat vrae laat ontstaan het oor hulle vermoë om onder druk te kan presteer. Die Engelse spog nou met 33 agtereenvolgende oorwinnings. Hulle laaste nederlaag was in 2022 se Wêreldbeker eindstryd. Daar was bykomende glorie vir John Mitchell, 'n Kiwi aangesien hy vereer is as die toekenning van die wêreldrugby se afrigter van die jaar. Nieu-Seeland het Frankryk Saterdag met 42 teenoor 26 die uitspeelstryd om die derde plek gewen. Luke Donald sê hy die mees stresvolle 12 ure van sy lewe oorleef deur Europa na seldsame wegoorwinning in die Ryder Beker golftoernooi te lei. Die span in blou en goud het na die eerste 2 dae 'n noemenswaardige voorsprong van 11,5 teenoor 4,5 geniet en 'n verbeter Amerikaanse terugvegpoging in Sondag enkelspel oorleef om met 15-13 in Long Island, New York te wen. Die Arne spog na 9 jaar met 'n derde tevree in die Varsity Beker netbalreeks. Hy teen die verwagting die Koffsies in die eindstryd met die studentereeks met 57 teenoor 49 ontroon. Die Arne kon eers in die laaste kwarte voorsprong bewerkstellig het. Dit het gelyk asof Elsonet Du Plessis, die NVE afrigter, sy planne en skuwe sou boomerang, maar sy was baie takties gewees. Sonel Smit was nog hele seisoen hulle sleutelspeler gewees, maar toe die staatmaker doel na hulpdoel uitgeskuif is, het dit gelyk asof het dalk te veel gevra is vir die span. Met die harde werk het nog 13 doele gesing en die Koffsies het met 39 teenoor 34 voorgeloop. In 'n sleuteloomblik is Liami de Lange, hulpdoelverdediger van die Koffsies, vir 2 minute afgestuur
vir gevaarlike spel. Met nog 6 spelers op die baan, moes die Koffsies hulle kragspel speel. Du Plessis het alle skuwe gemaak en het dit vrugte afgewerp. Die Arende het met Martin Jordan op die hoofdoelverdediger begin en Vivian Vanasio op halfdoelverdediger. Hulle het gou-gou plekke geruil. Die Potchefstromers kon laas in 2016 die Varsity trofee gelig het. Hulle het prysgeld van R200.000 vir hierdie wedstryd verdien. Lara van die Kerk het op die Suid-Afrikaanse kortbad kampioenskap die 25 meter in Pietermaritzburg, die 50 meter, die 100 meter en 200 meter titel vir borsslag vir vroue gewen. Van die Kerk wat die korter nommer verkies, sê sy gebruik die 200 meter borsslag in Olimpiese swembaddens, die 50 meter as voorbereiding vir die 100 meter nommer. Van die Kerk wat alle bronsmedalje in die 50 meter borsslag op die wêreldkortbyeenkoms verower het, het toegegee die laaste 50 meter van die 200 meter nommer wat sy Sondag gewen het, was baie erg vir haar gewees. Intussen het Dunay Kotse die titels in die 200 meter vlinderslag gevoeg, by haar titels in die 200 meter en 400 meter vryslag. Die 16-jarige Abigail Kotse het haar opgedrein. Kotse het die 100 meter vryslag in 2 minute 14.16 sekondes gewen, met Kotse tweede in 'n tyd van 2 minute 14.85 sekondes. Die eindene van die 100 meter vlinderslag het Kotse vir Kotse gewen. Jaden Eden het in die 200 meter vlinderslag verras deur met Ty Pearson die gunsteling af te reken. Hy het boonop op die eerste keer 'n tyd vinniger as 2 minute aangeteken. Matthew Caldwell het die 200 meter, die 400 meter en 1500 meter vryslag gewen. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeu vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 15-20, Polokwane 11-20, Lephalale 14-24, Mbombela 13-18, Mahikeng 15-27, Pretoria 14-22, Johannesburg 12-21, Ermelo 7-12, Galagadi 18-32, Gaborone 17-29, Richards Bay 15-19, Pietermaritzburg 11-17, Durban 14-18, Port St Johns 14-21, Pongola 14-20, Maputo 16-23, Bethlehem 7-19, Bloemfontein 10-25, Allewal Noord 8-24, Welkom 11-26, Vryburg 13-30, Kimberley 12-28, Appington 6-32, Prieska 13-31, Springbok 18-33, Karasburg 18-32, Keetmanshoop 19-32, Mariental 18-33, Alexander Bay 15-36, Brandvlei 14-30, Loedertz Bay 13-35, Vredendal 17-38, Kaapstad 14-33, Sutherland 8-25, George 11-25, Jeffreys Bay 10-28, Cabarra 10-29, Graafrenet 8-27, Kaapogillas 12-27, De Aar 8-26, Molteno 3-21 in die Mara, Beaufort Wes 8-31 en laastens Oos-London 11 in die oggend en 23 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R17.27 teenoor Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.35, die euro verhandel teen R20.30, 'n pond kos R23.23, 'n yen kos 12 sent, die prys van silwer is $46.84 Amerikaanse sent, platinum verhandel teen $1,593, palladium se prys is $1,273, die prys van goud per fyn ons is $3,826, Brent olie se prys per vat is $70.13 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: behandel ander mense soos jy behandel wil word. Respek word verdien, dit kom nie van self. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.